beide is belangrik. Lukas 6 verse 12 en 13 sê, in die tyd het Jesus uitgegaan na die berg om te bid, en hy het die nag deurgebring in gebed met God. Teen dagbreek het hy toe sy disippels nader geroep en 12 van hulle uitgekies, en hy het hulle apostels genoem. Jesus se eie gebedslewe leer ons hoe om te bid. Ons sien die volgende. Jesus het binne die Joodse gebedsritme geleef. Hy het die Joodse gebede en seëninge gebruik en die gebedstye gehou. Hy gaan tempel toe en sinagoge toe. Jesus het ook 'n intense persoonlike gebedslewe gehad. Hy sonder hom gereeld met God af. Hy bid voor groot geleenthede, tree in vir sy disippels, worstel met God in Getsemane. Wat leer ons? Daar is korporatiewe as ook privaat gebed, formele as ook spontane gebed. Beide moet uit die hart uitkom, persoonlik en intiem. Ons leef in ons eie kontekste en geloofsgemeenskappe. Neem daaraan deel, want ons bid ook saam en ontwikkel dan ook jou eie diep persoonlike gebedslewe, 'n intieme lewe met God. Beide is belangrik. Kom ons bid saam. Here Jesus, help my om U voorbeeld te volg, soos 'n leerling sy meester volg. Ek wil bid soos U, as deel van my medegelowiges, as ook totaal privaat in my binnekamer. Leer my bid, soos U eens U disippels geleer het. Amen. Die Here seën jou.